heerlik om julle te sien. Vriende, ons gaan so 'n paar Kersliedere gegooi. Uit die vonk bundel uit. Maar ek is redelijk julle seker jaar van die voete skep. Dit was anders onder deze. So, eerst is die 2 afgevoer. Oh
beeldsaam spring. So die eerste versie van die dames ons sing, en dan by die koor kom ons mans by, en dan die tweede versie is het andersom, eers die mans, en dan kom die dames by die koor, en dan maak ons het joyful sound vir die rest van die derde versie. Die kerkkantoor sluit dan op Vrydag. So is nog maandag, woensdag en Vrydag ook. Daarna sal jy nog tevrede moet wees om die dominee te bel. En as jy nou nie sy nommer het nie, dan is jy welkom om allemaal na voor die portaal te kry en sy nommer te staan. Ek weet nie, ek sal met hom praat om sê dit is voorhand sê. Sy vakansie. En ons maar boodskap as hy besig is of maak slaap, ek weet nie, hy sal gekom. Maar in elk geval, ek word in sak toe. In elk geval, so ek dink dit is dan nie so
aan die besoekers. Ek sien hier so 'n paar van julle. Hoop dit is julle mooi na kopie saam met ons. By ons kerkspel melk ons die mense. Julle sal sien hulle van 'n paar keer geld in die kollektebor gooi. En ons stel dit na die tyd en julle kan bly sit en ingooi totdat ons gedoen het. So dis vir ons 'n paar geleenthede vir kerk op. Dit is net vir die EDC en kerk. Dit is so spesiale dankoffer en saam is ons nou so ons het elke dankoffer gedeeltes, so ons moenie skrik as jy eers die keer daar verbykom, dit is so spesiale dankoffers, soos die mandjies en daar's koevertjies gewees, en party vergeet koevertjies, ons gooi maar daarin. Julle sal iets daarvan in die afkondiging sien. Waar ons nog punt is, waar dit begin maar groot is, ons sal van haar waar die buiten inkom. So groot asseblief, meneer Skrikkie. Ons sal verkeer as jy besoeker is in die mandjie voorbij te gaan. En jy kan vir die sakkie is. Ja, goed, so ek dink die meeste van die ander goeders is daar, ons dink vandag aan die Boomte familie ook. Waar is my aanleef, so waar is my weekverlede, waar is sterk vir julle nog. Ek het in troosdienst is donderdag oggend, 10, hè? Dat is altijd persoonlijk, dat is die afgeweer kinders. 10, sterk dit. Ek kon nie verstaan, maar nie, jy is toch nie vir plek. Sterk dit julle. En dan ook aan die Annie-Tourien, die is weer kom opgeneem in die hospitaal, al oorleef, ons kan ook aan daar. Vriende, ja, als vrou tegen alle ander goeders. Ek wil nou nie aan die einde van die dienst weer waar dankie sê vir klop mense, so vergewe my as ek nou net nog iets vir die dienst sê. Julle sal sien dat in die dienst, vriende, gaan jy nie slides op. Daar gaan vir jou staat gesit, dat dit gaan daar sê wanneer jy opstaan, dan sal daar nog net gaan sê, staande, en dan as jy weer moet gaan sit, gaan ek nie sê, as daar nie iets van het staan nie, dan sit jy op die bly sit. As dat werksaam is, sal ek vir jou sê, by die volgende slides asseblief. So verstaan, moet jy opstaan, as hy sê daar staande, die ander liedere by jy sit. En werksaam ook. Dan wil ek baie dankie sê. Toe ons nou ja gesê, ons wil so weer een keer terug van wijsies toe, ons wil die kinders gebruik, en ons wil aanheid gesê, om die ek sal skryf. En Colleen het vir ons die mooiste waar jy by mekaar gesit. Dankie vir jou Colleen en vir Susan met daar gewerk en die kinders en wat geoefen het, op hulle plekke te kry en die twee dan ook saam met die kinders, hulle sit hier achter, soos jy hulle hoor my, saam met hulle ouers wat ook ons mee te doen, baie dankie julle. Dit is altyd lekker dat ons die kinders kan gebruik. En dan ook vir Gertrude, ja, van die muziek en dan die muziekfabriek. Ons voel hulle in van Stellenbosch op die hele dag, net omdat die vakantie is, jy kan nie net kom en vir julle gespeel het, en dus wees dankie, ook vir julle is, en dankie, dat julle vir ons mooi kommenteer. Dan vir die opmaak, en dan die voorbereid van vandaag se keer te Louise, jy het nou span baie dankie, voorbereid, die vrouwen so sikke stalmakers, mense dat dit ook nog ons vergeet, die kerk so fondasies, ook weer aan die arbeid en zweet, die koeksisters gebouwd, so baie dankie. En net so, as julle dan vir na buiten sien, Tiaan en Lima, het ook baie hard gewerkt, so liefde vir as julle bijstap ook net te dankie. So, dit is nou langlijst, so dan gaan ons nou kruid ook aanskeer vir die koevertjies met dit op speciale dankoffers en allemaal op het
wel iets uitgemis, dit is opgebring. Almal wat ete toe kom het onthou hulle eie glaas en hulle drink goed te bring. En dan wil ons net gou vra al die Desember die jaar na Paulus. Waar is hulle net gou opstaan as die manne wat die Desember die jaar opstaan, sê Desember maand. Dit is 'n heerlike, lekker groep van ons wat hier staan voor julle. Mag jy 'n wonderlike vakansie en mag jy verjaardag tot die heerlikheid daarvan wees. Ons het dit voorreg om te kan sê wat in Desember verjaardag het deel gemaak met of het heel tegnies korrek is soos dit daar is, maar ons vier dit saam met die koms van Jesus in die aarde. So mag dit vir jou 'n besondere tyd wees. Mag jy 'n lekker verjaardag met jou familie en bedryf baie geluk met jou. Hemelike Vader, die is vir ons baie goed reg deur die loop van die jaar. Elke dag reg deur ons hele lewe. En nou wil ons vir u op 'n manier dankie sê vir ons. En ons doen dit in ons saam deur ons kinders te leer van die koms. Maar ook deur iets van onsself mee lewe te gee. Here, dankie dat u vir ons seën het dit maak en tot ander. Wat ook hulle deel bydra tot die uitbreiding van die koninkryk. Nou is dit ons gebed dat u ons kerkraad en ons finanskommissie ook sal seën met die wysheid en insig, dat u van hulle sal wys hoe u graag of u die fondse wil bestuur, ter ere verdeling van die uitbreiding van die koninkryk. Nie net hier in Welkom, maar ook op ander plekke, soos Enfasma, Malawi, en ons ook ons verder betrokke raad. Here, mag u koninkryk nie net kom, maar mag ons dit uitbou in 'n wêreld wat dit so nodig het. Aan u alleen. Amen. En dan, ons gaan nou begin. Ons gaan ons eerste lied sing en excuse ons nou multitask op hier. Dit is die 354 vers 2 voor die ons in dit saam sal. Lang gelede in die stad Bethlehem is die redder gebore. Hy was Christus die Here. Wag 'n bietjie. Wat maak jy? Wat bedoel jy? Wat maak jy? Ons vertel die Kersverhaal.
Julle gemeente is hier om te luister ons die Kersverhaal lees. Wel, jy sien, ek het nou 'n bietjie weer daarvan dink en ek weet nie of ek alles so goed kan glo nie. Wat? Ek glo dit. Maak jy 'n grap? Hoe kan jy nou vir my sê? Ek glo dit. Wat glo jy? Ek weet nie of ek die Kersverhaal glo nie. Die geboorte en alles. Dit alles klink net te goed om waar te wees. Ag, Wel, toe ek klein was, het ek in Kersvader geglo en jy weet wat daarvan geword het. ag nee, is erger as wat ek gedink het. Maar wag, ek het het maar. Kom en lees vir jou die Kersverhaal. En jy kan dan besluit of jy dit glo of nie. Maar weet dit, of jy dit glo of nie, dit is waar. En omdat dit waar is, kan niemand dit van ons sal wegneem. Okay, as jy dink dit sal help. Reg so, kom ons doen dit. Hier is Maria.
en was verloof aan Josef uit die geslag van Dawid. 'n Engel het aan Maria verskyn. Goeiedag, ek het baie goeie nuus vir jou. Die Here is by jou. Maria, jy moet nie bang wees, God is goed vir jou. Jy sal swanger word en jy sal 'n seun kry. Jy moet hom Jesus noem. Hy sal baie belangrijk wees. Die hoogste God sal hom sy seun noem. Die Here God sal hom laat regeer soos sy voorvader Dawid. Jesus sal altyd regeer oor die nageslag van Dawid. Hy sal nooit op 'n koning te wees nie. Die Heilige Gees sal op jou kom en die krag van die hoogste God sal soos 'n skaduwee oor jou wees. Daarom sal God sê die kind wat gebore word is hy. Hy is die seun van God. God kan alles doen. Daar is niks wat hy nie kan doen. Ek sal doen wat die Here wil hê. Die Here kan net maar doen wat hy gesê het. Nie lang daarna het Maria hastig na 'n stad in Judea gegaan, na plek op die berge. Sy het in Sakaria se huis gegaan en vir Elisabeth gegroet. Toe Elisabeth hoor dat Maria haar groet, het die baba wat binne haar was geskok. Die Heilige Gees het Elisabeth gekom en sy het opgewonde gesê, Maria, die Here seën jou, meer as vir al die ander vroue. Hy seën ook die kind wat in jou is. Dit is my wonderlik dat jy na my toe gekom, jy, die ma van my Here. Ek prys die Here by julle hart nie. My hart is bly oor God wat my red. Hy het my gesien en gehou van my, sy nederige dienaar. Van nou af sal al die mense sê, ek is op baie gelukkig wat God alles kan doen en wonderlike dinge vir my gedoen. Sy naam is heiligheid, hy sal altyd goed wees vir die mense wat hom dien. Maria het omtrent 3 maande by Elisabeth gebly. Lukas 1 lees ons dat Maria in die tyd 'n lied vir die Here gesing het. En hy sal dit nou sing. Ek weet nie. Intussen, terug in Nazareth is Josef, Maria se verloof, baie onseker oor wat om te doen, want hy het niks verstaan, en dit wat met Maria gebeur het. Maar terwyl Josef geslaap het, het 'n engel in 'n droom met hom gepraat, het vir hom gesê, Josef, jy het in die nageslag van Dawid is. Jy moet nie bang wees om met Maria te trou. Sy is 'n waggebare, maar dit is die Heilige Gees wat dit laat gebeur. Sy sal 'n seun kry en hy moet hom Jesus noem, want hy sal sy volk gaan los onder sy hoede. al hierdie dinge het gebeur, sodat dit waar kan word wat die Here deur die profeet gesê het. Die maagd sal swanger word
en sy sal 'n seun kry. Hulle sal hom Immanuel noem. Immanuel beteken God is by ons. So maak soos wat die engel van die Here vir my sê, ek sal met my land hou. Glo jy nou aan die geboorte? Glo jy nou dat Jesus die seun van God is? Ek weet nie, ek voel net al hoe meer deur mekaar. Hier, lees jy weer 'n bietjie. Hoekom? Miskien sal dit jou help om te glo, as jy die verhaal self lees. Goed dan, in Lukas 2 staan daar, in daardie tyd het keiser Augustus gesê, al die mense oor wie hy regeer, moet hulle gaan registreer, sodat almal die land vertel kan word. Al die mense het gegaan om te gaan registreer. Elkeen het gegaan na die stad waar sy familie altyd gewoon het. Josef het in Nasaret in Galilea gewoon, waar hy moes na Bethlehem gaan om te gaan registreer. Bethlehem was die stad van koning Dawid, en Josef was die nageslag van koning Dawid. Josef was verloof aan Maria. Sy was swanger en sy het saam met Josef gegaan. Toe hulle in Bethlehem was, het dit tyd geword dat Maria haar baba moes kry. Haar seun is gebore. Hy was haar eerste kind. Sy het hom toegedraai in doeke en hom neergesit in 'n krib, want daar was nie vir Josef en Maria plek waar die ander mense gebly het nie. Glo jy nou aan die geboorte van Jesus? Ek twyfel nog, maar dit is 'n pragtige baba wat jy het. Ja, want hy is die seun van God. En dis besing met 'n vrolijke stem, die wonder van God in die stad Bethlehem, want daar is die heiland gebore, die hoop van die wêreld der eeuwe verwag. Ringe klein dorpie in deze wereld, als voor die geboorte gedaan, die lucht van die wereld, die vrolijke klank, Jezus een wereld met zon en de gekrib was zijn baby bereid, even wat die aarde al verbreid. Die wereld is in Jezus komt heel voor om net. Naby Bethlehem het ons skaapwagters in die veld gewoon, dat ons skape in die nag opgepas het. Skielik het 'n engel aan hulle verskyn en gesê, Moenie bang wees nie. Ek bring julle 'n goeie boodskap. Al die mense sal baie bly wees daar. Vandag is hulle redder in die stad van Dawid gebore. Hy is Christus die Here. Julle sal weet dit is hy wat julle 'n baba sien wat ingebraai is in die krib. Kom ons gaan weg uit Bethlehem toe om te sien wat gebeur. Dan sien ons wat die Here vir ons verkry. Vader,
ernstig daarna toe gegaan en hulle het vir Maria en Josef gekry op die baba wat in die krib lê. Die skaapwagters dit alles sien. Het hulle vir die mense vertel wat die engel vir hulle gesê het. Almal wat het gehoor het, was verbaas oor wat die skaapwagters vir hulle vertel. Die skaapwagters het teruggegaan. Hulle het God geloof en geprys oor alles wat hulle gehoor en gesien het. Dit is die verhaal van Jesus se geboorte. Wat gebeur volgende? Wat gebeur met Maria en die baba? Hoe kan ek glo as ek nie die hele verhaal gehoor het nie? Jy seker jy wil verder hoor? Ja, ek wil weet of die baba oké is. Blij, tijdig, oh, die blij.
Om te wil weet, is die eerste stap op te glo. En is bly om verder ook. Lees jy dan verder? Toe koning Herodes van die geboorte van Jesus hoor, was hy geskok en bekommerd, en die sterkykers in Maria kom en aan hulle gevra. Go and make a careful search for the child, and once you find him, let me know, so that I may too go and worship him. Hulle het vertrek en die ster het hulle gelei, tot by die plek waar Josef, Maria en die kindjie was. En nadat hulle die kindjie by Maria, sy ma, gesien, toe het hulle gebuig en voor hom gaan kniel. Ons het gekom om vir die klein, om vir die klein gesien te doen. Ons bring goud, pere en meer. God het die sterkykers in 'n droom gewaarsku en gesê dat hulle nie weer na Herodes toe moet gaan nie. Daarom het die sterkykers op 'n ander pad teruggegaan na hulle land. Die gevaar was nog nie verby. Die engel het weer in 'n droom vir Josef gevra, terwyl hy geslaap het, en vir hom gesê: Staan op, neem die kindjie en sy ma saam en vlug na Egypte. Bly daar tot hulle net vir sy om terug te kom, dan kan hy hulle wil nie dood. Josef het toe opgestaan en die kindjie en sy ma in die nag saam met hom geneem en hulle het na Egypte gegaan. Hulle het in Egypte gebly totdat Herodes gesterf het. Dit het gebeur sodat dit waar kan word wat die Here gesê het. Die profeet het
die gelukkige einde van die geboorteverhaal is dat die seentjie Jesus groot geword het. Geleer het sonder ooit sonde te doen en van almal geleer het van sy hemelse Vader en dat hy hom as 'n persoonlike saligmaker aanneem. Soos ons in Johannes 1 vers 12 lees, dat almal wat Jesus aanvaar het en in hom glo, het hy gesê dat hulle God se kinders mag wees. En as jy dit glo, gaan jy die ewige lewe saam met Jesus beleef. Gaan jy vir altyd en altyd by Jesus leef. Lief het God die wêreld gehad, dat hy enige gebore seun gestuur het, gegee het, dat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, maar die ewige lewe sal hê. Te lief het God die wêreld gehad, dat hy enige gebore seun gegee het, dat elkeen wat in hom glo, nie verlore sal gaan nie, die ewige lewe sal hê. Jy sien 'n kaartjies op in die lug glo jy dat? Wel, ek dink so. Al was ek nie daar nie, ek weet het is waar, die krib en Maria, met die kindjie by haar. Want ek die engel die boodskap bring, van Jesus se vrede, wat harte laat sing. Ek nie daar nie, ek weet het is so, die aarde sien Jesus nie is gewoon. En deur al die jare, bou Jesus sy kerk, die Gees in die woord kom, geloof in ons werk. Ja, ek glo. Dis 'n wonderlike verhaal. Ek glo beslis.
Right, goed. Kom. Nou, staan ons kinders. Ek dink die twee daar is die dogtertjies, is hulle nou. Kom. Gaan nie voor. Kijk vir die mense. Iemand is jy al so hard gemaak op die dag. Kom hulle nog. En hulle nou is op die ander kerk daar. Waar is die tans? Stefan, sê God vir hulle, kan ons so aankom, so net so half. Weet nie twee tans. Waar is die tans? Kom hulle. Die engele gevlieg. Weggewaai. Kom ons neer net van hulle gaan. Altyd interessante werk. Baie waardering vir die mense wat hierdie werk doen. Nou, ons gaan ons slotlied sing, ons gaan staan voor. Dit is vreugdevolle tyd, so die liedse naam sê juist, dit is tyd om te sing. Julle moet net weet, dat daar is 3 versies, so sing 'n versie en dan 'n koor, en dan is daar nie so stukkie musikale spel. Julle moet daarvoor op waardering hê. En dan sal ons krijg speel, so nie, jy weet, as jy ingeval het, nie waar, en ons val op die tyd beteken, maar wacht dan net tot op die rechte plek, en ons sal gauw afgekom, en dan blijf ons opstaan vir ons gebed in ons wegstellingslied. Jullie en allemaal, baie dankie, ook die muziekfabriek, julle sal altyd saal maak, as julle so die tyd afdeel en ander afdeel, maar ons is op die plek, baie dankie. Kom ons staan. Oh,
ons elke oomblik, van elke dag, in die vakansie, of ons nou weggaan, in verlof, of ons moet werk, bewus wees van die troue nabij. En dat jy vir elkeen so op ons skouers die hand kom sit en sê, ek sal jou seën en ek sal jou beskerm. Ek sal tot jou redding verskyn en jou genadig wees. Ek sal jou gebede verhoor en ek sal my vrede gee tot in alle ewigheid. Amen. Stefan te vangen, kijk hoe jullie zijn eindigt. Ja, eerst was hij ziek. Ja. So kom ons, ek sal al by, ek net uitkom, dan gaan ek daar by hom wees. En die ete is 12:30 vir 12:30. Is dat kwaad tegen 10? Hy wil niks weg van die huis. Ek sê, kom ons kyk voor jy as jy by die huis kom en jy kan nie gestoor. Ons gaan enkel op die kos hier. Jy sal van huis te doen. Hy sê sy hele lyf bly. Ja. Rarig hard gespeel in die eerste daai. Hulle was so goed. Ek dink hulle vind mekaar nou weer. Die vorige guy, Stefan, fantastisch. Hy was so indigetief. Al twee die kans. Maar ou die ingeslaan het, Stefan gemaak. Dis die